Ek is regtig bly dat jy vandag saam luister na die heel eerste episode van Liewe Ouers. Ek en my vrou Benedette is nou so rapsie oor die 26 jaar getroud en vir amper 23 jaar daarvan is ons al ouers. Ons seun Lukai is nou 22 en dan het ons 2 meisiekinders. Anje, sy is 19 en Tessa is 17. As daar een ding is wat ek geleer het van ouerskap so oor die jare, dan is dit dat dit 'n ongelooflike groot voorreg is om klein mensies te kan skep en dan te sien hoe hulle in die wêreld inkom en groei en ontwikkel tot volwassenes. Wat 'n avontuur! Dit laat my nogal dink aan C.S. Lewis wat gesê het, "Children are not a distraction from more important work. They are the most important work." So met dit in gedagte wil ek nie langer tyd opneem nie en sommer dadelik wegspring met 'n gesprek wat ek met Theo Geyser gehad het. Theo is 'n aangrypende mens wat lewe met diep oortuigings. Een van daai min mense wie se woorde en dade werklik ooreenstem. Ek het Theo leer ken rondom 1987 toe hy jeugleraar was by gemeente in Centurion. Ek was toe deel van sy eerste jeuggroepie. Theo is al vir die afgelope 14 jaar leier van Envia gemeente hier in Stellenbosch en jy is hom seker ook herken as een helfte van die gospel duo Prophet. As ek aan Theo dink ek aan iemand wie opreg wil sien dat mense groei en ontwikkel. Sy denke is vlamskerp en hy daag gedurig die status quo uit, wat ek dink om al 'n paar keer in die kerkewêreld in die sop gekry het. Nie dat dit hom veel pla nie. In hierdie episode skiet ons nogal wyd, maar die klem val op volwassenheid en veral volwasse ouerskap. Hoe lyk dit? Wat is dit? En bo alles, hoekom is dit vir ons kinders belangrik dat ons nie kinderagtige ouers is nie, maar werklik volwasse ouers? Ons gesels oor die belangrikheid van lewensoorgange of rites of passage, die ego en ego-behoeftes en hoe pyn ons ouerskap vorm en beïnvloed. En hoe eenvoudige kinderstories soos Rooikappie en Jan en die Boontjierank ons dieper insig kan gee in onsself en ons verantwoordelikheid as ouers. Ek stel ook aan Theo die vraag en wil by hom weet watse tipe spiritualiteit kan ons help om meer teenwoordige en volwasse ouers vir ons kinders te wees. My hoop is dat hierdie pot gooi en die wat gaan volg jou as ouers sal hoop gee en miskien ook 'n paar handvatsels wat kan help met hierdie groot taak van om 'n mamma of 'n pappa te wees. Kom ons luister nou na die gesprek wat ek met Theo gehad het. Ek is baie bly, Theo, dat ek vandag met jou kan gesels op een van die eerste episodes hier van Liewe Ouers. Dit is iets wat ek al lank aan gedink het om te doen. Iets vir liewe ouers te doen, want ek en Benedette het onsself ook bevind as liewe ouers, wat gaan nie aan, as mens kinders groot maak. En mens weet nie altyd wat om te doen nie. Ek spot altyd, dan sê ek, om kinders te maak is lekker, maar om hulle groot te maak, dis 'n bietjie ander ding. En mens is nie altyd so voorberei daarop nie. Ja, nee, jy is reglik, daar niemand is voorberei nie. En, Nee, jy weet, ja, en die wêreld verander so vinnig, jy weet, wat vir ons gewerk het, jy weet, werk nie vir die kinders nie, jy weet. Ek onthou altyd dan, sou so op plekke praat en goed, is daar nou van die ouer mense is, en hulle sê hierdie woorde, en die jeug van vandag. So, en ek bedoel, ek en jy is nou al daar. Die jeug van vandag. Ons is daar, die jeug van vandag, wat gaan aan met hulle? Maar miskien, want ek sien almal blameer die Gen Z's noem hulle mos en die Generation Y en wat ook al. En almal is soos, ja, maar hierdie klomp jonges. Maar dan dink ek net, okay, maar ons het hulle groot gemaak. So, met die vinger nie eintlik eerder na ons te wys dan, oor die job Yes, wat ons weet jy, gedoen het. ek weet nie, want, kyk, as 'n ou nou alles toeskryf van groot maak, nee, dan behoort sê nou maar in een gesin, amazing kinders te wees, as jy ouers nou weet wat om te doen, maar ek bedoel, hier op Stellenbosch is byvoorbeeld 'n lieflike pa, wat een kind het, wat 'n professor is, en die ander een is in die tronk, jy weet, so, hulle, jy weet,
dink dis baie meer complicated, nommer 1, dit wil ek sê. En dan dink ek miskien, as ons nou glo dat die mens nog ontwikkel, wat nou nogal moeilik is om te glo dat ons brein, jy weet, gaan bietjie nou meer hier na die neokortex toe, wat ons beter kan dink. En goed, ek dink daar's 'n evolusie, want jy sien dit in jong mense, en veral met hierdie generasies wat ons nou so gekategoriseer het, en maar die nuwe generasie gaan baie maklik in hartspasies in. Sure. Jy weet, en hulle vra ander vrae. So dit sien ek nou maar net uit 'n praktiese ervaring uit met kinders wat ek werk. Jy's nou bewus van Bergskool wat 'n inisiatief is wat kindertjies wat nou van 'n kind na adolescent toe gaan, Ja. probeer help. En al hierdie jare wat ek besig was, weet jy, vra altyd vir hulle so, wat wil jy eendag word? En hoe daai vraag verander, jy weet, in 'n dekade wat ek nou al sien, jy weet, van jy weet, dis nie meer ek wil 'n rugby, ek wil 'n springbok word, of ek wil, jy weet, dit is soort van ek wil die planeet red, ek wil die dolfyne red, ek wil Wow. dit is eintlik amazing om dit te sien, weet, en dis nie noodwendig dat hulle ouers dit vir hulle gemodelleer het, jy weet, dis meer 'n intuïtiewe, so ek wil sê daar's 'n stuk evolusie wat kinders wire, en ek moet vir jou sê, ek het regtig hoop, jy weet, dat daar wel 'n generasie gaan kom wat baie deernis gaan hê vir die aarde en vir mense, en dat dit nie noodwendig die opvoeding van die ouers is nie. Kyk, baie opvoeding is eintlik opvoeder, soos ek en jy. Ja, Dink jy hoe amazing kon ons gewees het? dit klink soos ons generasie se opvoedering. Miskien net, ja, ek wil net dit noem vir wie ook al luister na hierdie, is dat dit wat jy ook doen, weet, so ek weet nie of mense regtig weet wat jy doen nie, maar jy is die leier van Envia gemeente hier so in Stellenbosch. Ek ken nie al vandat ek seker 10 jaar oud is. Dit is al lankryk, en dan is jy ook deel van daai welbekende groep Prophet. Ek is nog steeds nie seker of jy die junior of die senior lid is nie. Maar wat ek ook dan maar net wil noem is, as ek aan jou dink, jy stel nog altyd baie belang in die generational ding, generasies, hoe verskillende groeperinge dink, en soos Bergskool, wat jy met die oukies wat nou in adolessensie inbeweeg, hulle vat deur daai hele proses van kind af na adolescent te gaan, nee, en dit gaan baie oor die begrensing daarvan, grense, identiteit, boundaries, al daai tipe van goeders. Dit is vir my nogal vreemd gewees toe ek die eerste keer kennis gemaak het daarmee as 'n ouer, want ons ken nie daai tipe van goeders nie in die wêreld wat ek in groot geword het nie, was daar nie sulke goeders nie, weet. As jy gelukkig was, het jou pa jou gevat om te gaan jag, en jy moes miskien 'n bok skiet of iets. Jy moes die lewer eet. Voortrekkers toe gaan. Jy moes die voortrekkers beklei, in my dorp het ons beklei, met die Boy Scouts, van die Boy Scouts was Engels, verstaan jy, en jy moet 'n voortrekker wees. So daai was vir my nogal interessant geweest, die hele wat jy nou noem Bergskool, nee, daai rite of passage amper vir die kinders. Maar ek wil nou nie noodwendig op die kinders fokus nie, ek wil eintlik op die ouers fokus, want ons weet nie eintlik van sulke goeders nie toe. Ons hoor daarvan, maar jy het dit nou al vir die laaste 10, 12 jaar, ek is nou nie helemaal seker nie. So dit het vir ons as ouers geweldig baie beteken, want al 3 ons kinders is op die ouderdom van so, ek dink so 13, 14, is elkeen van hulle deur Bergskool. Ek ben Lukai is nou 22, Anje is 19, Tessa is 17. Hulle het heel okay uitgekom aan die ander kant. Maar buite van hulle ouers, ja. Dis hoekom ek hierdie podcast begin het. Inspekte daarvan. Dit het ons handvatsels gegee as ouers om te verstaan, wow, hierdie is regtig belangrik om kinders deur dit te vat. Maar ook die kopskuif wat ons as ouers moes gemaak het daan, om te besef, ons moet laat gaan van hierdie kinders, jy weet, ons kan nie en nie net laat gaan nie, ons moet besef, daar's groter prosesse, dink ek wat God ook daar gestel het, of in gemeenskap daar gestel is, om ons te help, om ons kinders groot te kan maak. Dis nie net
ons twee kies nie. Daar's groter prosesse ook. En ek neem aan dit kan for good of for ill wees, daai Mm. groter konteks, afhangende seker van jou gemeenskap waarin jy jouself bevind. Joekie, so in die Weste, jy weet, het ons iets verskriklik belangriks verloor en jy gebruik net die woord rite of passage of deurgang en enige mens wat net dink oor jou kinders sal besef dat hier by 12-13 is dis 'n massa stroomversnelling wat plaasvind en dit lyk my in die siklus van jou lewe is daar 'n paar waar daar gebeur iets verskriklik groots in jou liggaam. So dit is Richard Rohr, hy sal sê it's not psychology, it's cosmology. Dis nie 'n lesie om vir iemand te sê, "Ai, hoorie, dit en dit, jy's nou dit en dit of wat." Dis in jou liggaam. Jy kan eintlik net vertel wat reeds is en bestaan. Soos 'n dogtertjie wat begin te menstrueer in daai tyd, jy weet, van haar lewe. So jy kan net daar wees om te probeer betekenis gee aan wat reeds is, jy weet. So as 'n mens nou dink, jy weet, daar's baie tradisies soos die Jode wat op 13 het hulle nou die bar en die bat mitzvah en ek was bevoorreg om in Israel te gaan kyk na dit. Dis 'n amazing gebeurtenis waar families, jy weet, en ons ken nou die bekende saying wat Hillary Clinton mos nou haar boekie ook genoem het, it takes a village to raise a child. Dis regtig so. Ons het dit nie regtig meer nie, weet, ons is individue en dan as die community betrek word, is dit nie regtig diep of daar's nie diep koneksies, jy weet, tussen mense nie. En ek het so deur die jare afgekom op die werk van Victor Turner en 'n paar ander ouens wat nou in Afrika gewerk het en net probeer verstaan het, maar wat doen mense met hulle kinders om hulle te help om groot mense te word? Jy weet, so vandag is die inisiasie na groot word is drang. Dis maar seks, was in my tyd ook maar so, want dan is jy groot, jy weet, en intuïtief doen kinders dit, jy weet, ek begin te rook, dit is daai verskriklike longing om te kan voel, om net te kan match met wat my liggaam nou vir my sê, dis nie bewuslike goed nie. Ja. Ek vir jou 'n ander ding noem, jy weet, waar regtig ons pad begin het met, om met kinders te werk en dit ernstig te neem, was ons het gewerk in Perryville in 'n gemeenskap wat daar's baie gangsters. En het ons eendag vir die kindertjies wit teende gegee en gesê verf enige iets daarop. En 40 kindertjies het die Amerikaanse vlag geverf. En my sekretaresse daai tyd, sy sê, "Toe hou julle van Hollywood?" Sê hulle, "Nee, ma'am. It's Americans. Dis gangsters." Wow. Dis 'n groot mens wêreld. En so as jy nou kind is, kan 'n mens dit vergelyk met 'n prins en 'n prinsesie, jy's so cute en jou maale draai op jou ou skouers en dan gaan jy nou deur hierdie groot ding, maar dan word jy 'n warriortjie. Jy kry 'n eie stem, jy begin vir jouself te praat. En dis nou wat met daai kinders gebeur, hulle voel die warrior energy, so waarna toe gaan hulle, want dis die voorbeelde wat hulle het, dis die mense wat geld het en wat invloed het, is gangster. Wow. En jy dit breek jou hart, jy weet, ons vra, 'n ander keer vra ons vir die kindertjies, teken waarna jy die meeste dink 'n dag. Waarom dink jy die meeste? En daai klein ouetjies teken 'n geweer. Jy weet, want hulle lewe elke dag met geweerskote en goed, so ek het op 'n nie geweet wat om daarmee te maak nie,
En ek Google en nou is ek gefascineerd met hierdie ding. Wat gebeur? Daar's die Joodse bar mitzvah, hierdie dilemma met hierdie ouetjies, hierdie ouderdom. En daar is 'n persoon wat 'n boek geskrywe het, Don Pinnock, met die naam van Gangster, nie Cape Town, Gangster. Ja. En so hy het 'n paar awards gewen vir die boek, se meesterstuk. So en Don is 'n fantastiese joernalis, maar hy's ook 'n baie goeie akademikus en die regering het hom gevra hy moet kyk na die probleem van gangsters in Suid-Afrika. So en so sy bevinding was, ek kom toe nou op die akademiese artikel af wat hy sê ons dink dat apartheid en armoede is die rede dat daar soveel gangsters is. Hy sê dit kan ook 'n bydrae lewer. Maar die groot probleem is die oorgang van 'n kind na adolescent en ons weet nie hoe om dit te bestuur. En ja, ag lookie toe ek dit lees toe weet ek okay, this is it. Jy weet. Jo. Wat gebeur met 'n kind in daai tyd? Jy weet in watse hulp en watse bystand het hy nodig. Ek het toe self Don ontmoet, jy weet lang gesprekke gehad en ek het ook op die woordfees op Stellenbosch sommer 'n formele gesprek ook, jy weet wat ek voel mense net hierdie ou hulle moet sy stem hoor en hierdie jy weet hierdie ongelooflike stuk werk wat hy gedoen het want dis 'n massive probleem in die Weskaap, jy weet dit is enorm. Om net terug te kom om die punt te maak, dis 'n verskriklike groot oorgang so tussen 'n kind en 'n adolescent. It's massive. Tussen 'n adolescent en 'n volwassene en dis min of meer Jesus se lewe ook. Kyk, hy begin nie net sy bediening nie. Dit lyk my daar moet 'n lang adolessensie, hy moet deur vroeë, hy moet deur laat adolessensie gaan. En dan is dit interessant, voordat hy begin, gaan hy deur 'n amptelike ritueel, 'n inisiasie, jy weet, 'n doop, 'n stem wat vir hom sê, jy's my geliefde. En ons weet ook van die 40 dae in die woestyn, van stemme wat hy moet hoor. So, jy kan sien, daar is 'n enorme voorbereiding voordat hy begin wat hy moet doen. So, en Lukie, dis groot. Ja. Wie help jou? Wie berei jou voordat jy reg is om enig te kan begin werk en in 'n werk in te gaan? Ja. So ons het dit nie, weet. So ons voorbereiding is die bottom line is, waar kan ek die meeste geld verdien? En hoe kan ek dit die vinnigste maak met die minste moeite? Jy weet, dit is amper die culture, jy weet wat daar is. Bill Plotkin, hy praat van jy kry twee cultures, jy kry egocentric, en is hierdie ding, dit gaan oor verbruikerisme, dit gaan oor kapitalisme, dit gaan oor jy weet die donker kant van hoe hierdie hele wêreld eintlik oor ons gaan en nie oor die earth community. En dan sê versus 'n eco community, ego versus eco community, wat jy in God se skepping jou plek vind. Jy weet, en dat jy deel is van die ekosisteem en wat jy bydra tot die ekosisteem. Jy weet, nou kom ons en ons vat net en ons gebruik net terwille van onsself, jy weet. So hoe breek 'n ou dit, jy weet. En lookie, hier is die slegte nuus en dis hoekom ons so sukkel met ons kinders. So daar wat gebeur het met sosiale media is dat ons lewe nou in 'n wêreldstruktuur wat autoriteit word nie eintlik meer erken nie hier ons jong mense. En ek onthou jare terug, jy weet, soms so klein laaitjie 9 jaar. Tune hy my. Hey Tieltjie, lekker hoor. Ja, ek nog jy's jou klein snuiter. Ja. Maar hy's nie
disrespekvol nie. Glad nie, die kind. En dis wat ek moes leer. Maar hy verstaan nie autoriteit nie. Hy verstaan dit nie. Want toe ek en jy groot geword het, so wie inligting gehad. Waar het jy jou inligting gekry? Ja, Dit was by autoriteitsfigure, die dominee, die polisieman, die onderwyser. Jy ja, weet so, daar was 'n sterk hiërargie en dis hoe dit gewerk het. Dis nou so. Inteendeel, jy weet, jong kinders weet meer wat in die wêreld aangaan as hulle ouers. Jy weet, jy's op 'n TikTok news feed, die nuus kom na jou toe, jy hoef nie met die koerant te gaan koop nie. Alles kom na jou toe. En so hulle voel kundig. Jy weet, die hele wêreld het flat geword. ja, Maar jy weet, so ons kies ons eie lewe, ons maak ons eie lewe, ons ja. en dit is 'n major crisis. So, maar ek wil nou vra, so jy het nou gepraat oor die kinders wat deur die transisie gaan, van kind wees na adolessensie toe. En ons het dit nie in ons westerse wêreld nie. So, waar los dit dan volwassenes in die westerse wêreld? Ek dink dit is Bill Plotkin wat jy my aan voorgestel het, wat geskryf het van die Patho-Adolescent Society. Ek is nie seker of dit Plotkin was nie. Ja, daar's die diagnose. So, Okay. as jy word nie eens gehelp om 'n adolescent te word. Met ander woorde, wat is jy? Jy's kind. En hy noem dit 'n patologiese adolessente samelewing. Wat betref, ons is nie eers gesonde adolessente nie. En nou is die probleem, nou word jy 'n volwassene, maar jy's 'n patologiese adolessent, en dan word jy 'n ou mens en jy's 'n patologiese adolessent. Ja. Lookie, dis regtig hoe die wêreld lyk, nê? Ons word regeer deur kinders. Jy weet, en ek bedoel, dis nou verskriklik, maar wie steek miljoene rande in sy couch weg? Ja. Jy weet, dit is nie, jy weet, of as ek nou vat wat in Amerika aangaan, dis so erg dat dis 'n bedreiging vir wêreldvrede. Jy weet, en waaroor gaan al die deals? Jy weet, dit gaan oor, okay, gee my die minerale en ruil vir dit. En jy weet, dis transaksies om jou groter, beter en die beste te maak. Jy weet, so, en dis die kultuur, dis 'n egocentric culture. Jy weet, so, wat is die ego? So, Richard Ross sê baie mooi, sy operating system is verskriklik maklik. Hy's altyd reg. Altyd. En dan, hy moet ander sleg maak en 'n victim maak. Weet jy, sidder partykeer as jy na politici luister, jy weet, hoe sleg hulle ander maak. Jy weet, so asof jy ook nie gedeeltes in jou het waarmee jy sukkel. Dit is soort van, en dan jy, as jy nie 'n ander 'n victim kan maak nie, dan word jy die victim. Jy weet, so dit sal nou nog apartheid se skuld wees na al hierdie jare. Want so wat doen jy as jy dit doen? Dan hou jy die power. Dis al. So daar's die operating system en ons modelleer dit vir kinders. Theo, jy het nou gesê van die Richard Roth gepraat van die 3 goeders wat die ego doen. Hy wil altyd, wat jy gesê, hy wil altyd wen, of hy wil altyd reg wees. Hy wil altyd reg wees. Hy maak die victim of hy word die victim, dan hou hy die power. Ja, dit klink baie vir my soos wat ons ouers is vandag teenoor ons kinders. Ons wil reg wees, ons wil die power hou, maar ons wil ook nie partykeer die victim wees. So ek neem aan dis so 'n patho-adolessente of 'n patologies adolessente ouer seker maar werk dan. So as ons nie, met ander woorde, as ouers ingeburger was op 'n manier uit
kind wees in volwassenheid in nie. Nou is ons patologies adolessente volwassenes, en nou probeer ons kinders groot maak. Maar met ander woorde, wat jy nou vir my sê is, dis eintlik kinders wat kinders groot maak. So dit klink vir my of dit hierdie siklus gaan skep van aanhoudende konflik, van wie is die sterkste, wie is die beste, wie is die victim, iemand moet my jammer kry, en niemand gaan regtig volwasse wees, tot iets seker moet gebeur nie. Lukie sê dit baie mooi, kyk, daar's Robert Bly se boekie en hy noem dit The Sibling Society, en wat jy nou gesê het is, so Sibling Society, dis nou boeties en sissies wat mekaar groot maak, verstaan jy, en nie meer, daar's nie meer vertikale verhouding en 'n gesagsstruktuur, wat ek net nou genoem het is flat gemaak. Verstaan jy is die hoogste autoriteit wat daar is. So, dis 'n vreeslike mooi beskrywing van wie die samelewing is. Ons maak mekaar groot, maar ons is maar boetie en sissie. Daar's geen authority, jy weet, structure nie. So, hoe lyk 'n samelewing wat so lyk? Nou, as hy so lyk, en hy's ego-loaded, en ek dink, dis waar die rebellie ook vandaan kom, jy weet, as jy autoriteit misbruik, jy weet, as ek vir jou sê, omdat ek jou pa is, sê ek so, jy weet, en jy sal dit doen, jy weet, ek dink daar was soveel abuse in gesonde hiërargie en strukture, wat daar behoort te wees, dat hy ook geboorte gee het net, jy weet, aan hierdie flatline. Maar look, dalk iets anderster, jy weet, ons het net so genoem aan basiese behoeftes van aanvaarding, sekuriteit en dan mag, wat dit vorm die ego, want jy voel tog, yes, maar ek is iemand, dis nie verkeerd nie, ons moet 'n ego hê, maar die groter probleem kom, as ons ouer word, jy weet, sê nou maar jy het aanvaarding, jy weet, so, wie is jy dan? Jy weet, of, as die aanvaarding van jou af weggeneem word, jy weet, wie is jy dan? Jy weet, of jou sekuriteit weggeneem word, wie is jy dan? So, daai is basiese behoeftes wat 'n kind verskriklik nodig het, wat ons bou, wat ons dra, wat ons vorm, maar dan, laat adolessensie, dan sal jy moet, jou aanvaarding, jou sekuriteit, dit vra eintlik vir 'n verskriklike groot doodgaan, en simbolies, maak dit ook baie sin dat Jesus doodgaan, jy weet, daai tyd, maar dis die afsterwe van die goed wat jou gevorm het, wat jy eintlik jou ware aanvaarding, jou ware sekuriteit en jou ware invloed wat jy in die wêreld moet hê, by God kry. Dit was 'n ou daai nie reg navigeer nie, dan neem ek aan mense by wat jy dan gaan noem 'n midlife crisis. Want moet jy laat gaan of moet jy vashou? Wat is ek as ek nie meer my sekuriteit het nie? Wat is ek as ek nie meer cool is en aanvaar word nie? En ek dink baie keer soek ouers dit by hulle kinders. Yes, my kinders moet my net aanvaar, dan is ek cool. Of, weet, as my kinders, ek het nou so 'n reeksie op die radio gedoen van projeksie en oordrag, van, jy weet, ek is byvoorbeeld 'n achieving ouer, maar ek vind daar aanvaarding as my kinders achieve. Of ek vind veiligheid as hulle my laat veilig voel, en ek neem aan, dit is deel van daai ego-behoeftes waarvan jy praat, nee, dat ons maak met ander woorde so swaar, ons sit so swaar las op ons kinders, om in daai behoeftes vir ons as ouers te vervul, en dit is eintlik so onregverdig, as mens so dan. Jy luister na Liewe Ouers, 'n potgooi wat die avontuur van ouerskap met baie genade en nuuskierigheid aanpak. As jy hou van dit wat jy hoor, vra ek jou,
Nooi gerus jou vriende uit om ook deel te word van 'n gemeenskap van ouers wat die uitdagings, vreugdes en vrese van ouer wees in 'n wilde, woeste wêreld op 'n ingeligte manier aanpak. Jou kinders sal bly wees jy het. En die druk is enorm, jy weet, want wat doen 'n kind? Hy vergelyk die hele tyd, jy weet. Soos ek maak 'n grap met Luka, ons seun. Ek sê vir hom, ek sê, "Choma, ek dink jy moet 'n predikant word, nee." Hy sit my so en kyk, hy sê, "Ek wil nie sukkel soos wat julle sukkel." Sê vir hom, "Ek moet met jou 'n paar gesprekke hê oor die definisie van sukkel. Jy gaan skrik." Maar jy weet, dis is net die eerlikheid van 'n kind, jy weet, wat ons vergelyk die hele tyd met mekaar. Ja. Nou as jy nie jou werk gedoen het nie, dan gaan jy aanhou om jou die hele tyd te vergelyk en jou lewe word dan bepaal deur jou trappe van vergelyking waarmee jy die lewe bou. Ja. En dis 'n ongelooflikheid, weet. En is dit nie interessant, jy weet, dat soos Paulus sê in Romeine 12, hy sê dit in soveel woorde, moenie jouself met iemand anderster vergelyk nie. Jy weet, want dan jy het nie jou eie lewe nie, en omdat jy nie een het nie, moet jy ergens vergelykingkies speel, jy weet, dat jy net ergens kan voel, okay, dan is ek dit nou. En weet so, ek weet ons het mos die woorde soos live up with the Joneses en jy weet, maar Ja. dis 'n groot ding en is nie baie keer bewuslik nie, Lukie, dis onbewuslike goed wat ons dryf. En nou doen ons as dit ouers. En ons kinders gaan dit ook doen. Dit laat my nou onmiddellik dink aan weer eens ou Richard Rohr, daai quote van hom, pain that is not transformed is transmitted. En as ons nie die werk as ouers gedoen het in ons eie lewens nie, ons kan nie help, ons gaan dit oordra. Ons gaan daai pyn oordra. Baie soos wat Robert Moore ook skryf, as jy nog steeds 'n kind, jy is groot mens, maar jy is eintlik nog 'n kind, en nou konfronteer jou kind jou, en jy reageer teenoor jou kind soos 'n kind. Ek neem aan dis die sibling society, en ons is weer terug waar ons nou was, en daai siklus herhaal homself net. Ja. Wat help ons om die bewustheid te kan kry, dat, gats, ek kan nie so aangaan nie. Iemand moet die groot mens hierso wees, en dis seker ek. En wat maak 'n mens wakker? Wat kan ons as ouers wakker maak? En tot die besef bring, maar hey, jy weet. Ja, Lukie, weet jy, ek dink dis 'n lifelong journey, jy weet, van groei, en die grootste gift wat jy vir 'n kind kan gee, is maar eintlik jou eie groei. Jy weet waardeur jy was, en ons dink altyd dis raad, of dis, jy weet, nuwe inligting, maar dit verander nie ons kinders nie. En ek sou dink, jy is 'n ouer jy moet deur 'n oorgang gaan. Jouself, verstaan jy? Jy moet die ervaring hê, maar wat het geskuif in my om dit te kan word wat ek nou is? Want hier is die ding, jy kan lewensoorgange kan jy amper soos, jy kan dit deure noem. So hier is die kamer van kind wees, dan sal deur, en jy moet hom oopmaak, jy moet hom toemaak, en nou is jy in die wêreld van 'n adolescent. Dan sal weer 'n deur, die een na volwassenheid, en dan sal weer 'n deur, die een na sages toe, of bejaardheid, of die woorde wat ons ook al het. Maar as jy deurgaan, Lukie, is die belangrikste ding, wat los jy in daai kamer? Jy kan dit nie saamvat. Sure. En dan, as jy deurgaan, wat leer jy, en wat se nuwe take moet jy ontwikkel om dan in hierdie nuwe wêreld te cope? So, jy weet, ouers moet bewus wees, en as hulle nie self
dit is nie, dan jy weet obviously sal nie 'n rol kan speel in die kind. En dan jou stelling van jy weet 'n wound not transformed will be transmitted. Ons almal het wonde. Ons almal. En baie van ons is nie eers bewus, jy weet, van wat is dit. Kyk, die Bybel sê die sondes van die derde en die vierde geslag besoek die kinders. Dis net 'n ander woord om presies dit te sê. Maar so en dit het te doen met energie. Jy weet, hoe speel daai energie uit? Jy weet, in kinders. So watter energie speel nou uit? Jy weet, is afwesige ouers wat nie daar's nie. En dan ouers wat dalk daar is, maar wat nie die regte inbors en teenwoordigheid, jy weet, vir hulle kinders kan wees nie, want hulle is dit self nie. So dit gaan nie oor hoeveel keer ek my kind gesien het hierdie week nie. Jy weet, dit gaan oor hoe teenwoordig was ek en wat het gebeur terwyl, jy weet, ek met my kind, jy weet, wat ook al gedoen het. So daar's amazing stories wat ons vertel in die geskiedenis, en wat vir my fascinating is dat dis in elke land word hierdie stories vertel. Weet, soos Rooikappie, dis nie 'n Afrikaanse jy weet storieetjie wat vertel. Hy word in elke land vertel, en dan vra jy jouself, hoekom? En dan hoekom luister kinders daar? Hoekom is daar stories wat almal dadelik vergeet? En ons het stories, en lookie, die gemeene deler van hierdie goed is beelde wat vir jou iets vertel van hoe jou innerlike wêreld lyk en wat nodig is wat jy moet doen. Soos byvoorbeeld Rooikappie, sy jong dogtertjie, en sy word nou vertrou, sy word nou groot. Jy weet, sy gaan nou alleen deur die bos loop, jy weet, en dan een van die vertalings, Frans vertalings sê, moenie die flesie breek nie, die een vertaling, jy weet, moenie jou maagdelikheid verloor nie. Dis tipies daai puberteit storieetjie, en ook die rooi klere in Frankryk daai tyd, is eintlik ouer mense wat dit gedra, die kinders kon nie, en dan is dit nou die versoeking van die wolf. En dan wat nou baie interessant is, dan kom die houtkapper en hy help. En in al die stories, en dis nou waar It Takes a Village, is daar buite mense wat 'n pertinente rol speel in die vorming van my kind. En dan is dit nou nie verwelf mense wat betaalde coaches het en wat die beste experts vir hulle kinders kry, is nie dit nie. Jy weet, jy weet, lookie, jy kan na al daai stories kyk. Nou, so een van die ander groot stories wat Robert Bly byvoorbeeld gebruik is Janie en die boontjie raak. En dit verduidelik vir my baie mooi die vertikale versus die horisontale flatline waarin ons nou beland het. So Janie, hy bly nou hier saam met sy ma, sy pa is dood. Maar daai is nie 'n lekker verhouding nie. Hy luister glad nie na sy ma nie. Jy weet, en dan sy ma weet ook nie eintlik wat om te doen nie. Sy's ook 'n kind. En Mou die hele tyd blameer hom, jy weet, dis die verhouding wat daar aangaan. So hulle maak mekaar groot en niks werk nie. En dan kom die krisis nou, jy onthou mos nou toe hulle laaste koei verkoop en hy die ruil tot die koei vir boontjies, sy ma is woedend, gooi die boontjies weg in haar groei. Nou daar's die reis van enige kind. Sure. Jy kan nie hieronder, jy weet, net bly. En 'n kind gaan moeilik raak, en 'n kind gaan nie na sy ouers luister nie. En so hy moet nou vertikaal begin klim. En wat is bo? Dis die reus
jy weet, so en hoe face hy die reëse? So wat is daai reëse? Dit is die teenwoordigheid van wat 'n afwesige pa aan jou doen en hoe dit jou lewe shape. Anders dan gaan jy altyd omblameer of jy weet, so die reus kan baie goed, die reus is die verskyning van 'n afwesige ouer. Hy druk hom so uit. Jy weet, of 'n kind word verstout, hoekom? Om aandag te soek. Wow. Of ek weet van 'n geval van 'n meisietjie wat verkrag is en sy blameer haar ouers daarvoor. Jy weet, daar dis so en ons kon nou weer terug na die blame, jy weet, die victim, maar daar kom 'n teenwoordigheid wat ons lewe shape as ons ouers nie daar is nie. As daar nie volwasse mense. So die bottom line van die storie is, jy weet, hoe verslaan jy die reus? En dan onthou jy mos nou, hy het ook 'n hoender gehad wat 'n eier gelê het, goue eier en dan dan steel hy nou die hoender en toe lewe sy ma vir ewig en vir altyd gelukkig met die hoendertjie wat die goue eiers lê. Maar dis baie interessant, nee, daar's nie net een storie van Jan en die boontjierank nie. Hier in 1807 was daar 'n weergawe gewees van Jannie Skoppie Emmer, hy word doodgemaak. En dan die ander een is, hy het so gulsig geraak oor die eiertjies wat gelê het, toe hy later die hoender doodgemaak, jy weet, toe hulle weer back to square one. Jy weet, wat eintlik amazing is, jy weet, want dis hoe die lewe werk en dis baie keer hoe mense se lewens uitspeel, weet. Maar so, as jy nou Jan en die boontjierank kan vat, dan kan jy weet, jy kan net sê, hoorie, daar's jou innerlike wêreld en hier's 'n simpel storieetjie met beelde wat vir jou help om werklik 'n volwasse mens te word, jy weet, en groot te word. Die boontjierank, 'n rooi kappie, daai goeters gee vir ons, jy het gepraat van beelde, metafore, nee, wat ons kan help om te visualiseer wat op aarde hier aangaan. Want dis moeilik om nie te sien wat hier aangaan nie. En ek dink as mens so verblind is deur jou ego en skielik kry jy 'n prentjie, skielik kry jy iets om aan vas te hou. Skielik, jy weet, amper soos die hero's journey van jy moet weggaan en jy moet soos Frodo die ring gaan ingooi daar, maar jy gaan weer terugkom waar jy vandaan kom, maar jy gaan anders wees dan. Neem ek aan, dis maar vir ouers ook dieselfde tipe van reis, dis dieselfde tipe van journey. Dis eintlik 'n proses van Lukie daai woorde wat jy nou gebruik het, The Hero's Journey van Joseph Campbell. Jy weet wat gekyk het na al hierdie storieetjies waarvan ons nou praat, soos 'n rooi kappietjie. Jy sê, hoorie, maar weet jy, al hierdie goed het 'n patroon. Daai patroon lyk so, dis iemand wat moet weggaan en dan gaan hy in 'n verskriklike struggle en 'n stryd in en dan moet hy dit oorwin om die Holy Grail te kry en dan kom hy terug en hy het 'n gift om te gee. Sure. Nou as jy wil weet, dit is jy weet soos Jesus, hy gaan woestyn toe, so hy gaan weg, so daar's separation, maar dan gaan hy in 'n diep konfrontasie met die duiwel in. En dan oorwin hy daar en dan kom hy terug en dan het hy 'n gift. So die reis en die begeleiding van 'n kind sal dit wees. Want ons probleem is, ons weet nie om die goud terug te bring nie. Jy weet, ons weet nie hoe om dit te kry by die reus, jy weet, wat ons regtig nodig het nie. Lukie, nee, dit help jou, jy weet, om jou vraag te antwoord, jy weet, so wat moet ons doen
jy weet, daar's darm 'n traject wat vir jou kan help. Hierdie is belangrike bestanddele wat nodig is en wat gedoen moet word om te kan kom by dit waar ons wil wees. Okay, so jy het nou genoem van Jesus wat versoek was in die woestyn, en is altyd vir my interessant, nee, die 3 goedjies waarmee hy versoek was, is die duiwel sê, right, hier is klippe, maak dit vir jou brode, dan gaan jy okay wees, weet, so daar so sy sekuriteit, of luister, klim by die tempel op, spring af, dis die Engelse, die Engelse ook seker, maar die engele love jou, hulle sal jou vang, so, jy is aanvaard, Die Engelse gaan jou nie vang nie, so. Die Engelse gaan jou los, maar die engele gaan jou vang, of die ander ene van, check, hier is al die koninkryk in die wêreld, buig net voor my neer, ek gee vir jou al die power, so mag, aanvaarding, sekuriteit, dit is jou oue strikke, waarin ons die hele tyd trap, en wat jy nou nog gesê dan, okay, maar die hero's journey is, om terug te kom dan, en jy kyk anders, jy sien meer, wat ek nou amper half sê, jy kyk met ander oë, wat nie meer die ego se oë is, jy kyk met oë van wie jy genuine is, so in ouerskap dan, dis wie jy is, foute en al, maar jy is teenwoordig, jy kruip nie weg iewers in jou ego status, of in jou ego self nie, van jou vals self nie, jy is wie jy is, en ek dink dis miskien seker die grootste gift wat 'n mens jou kind kan gee, is om net teenwoordig te wees op 'n authentic manier. Nou Theo, jy dink ek het nou 'n bietjie voorgestap in ons land, veral met die Afrikaanse gemeenskap, met iets soos kontemplasie. Ek dink seker baie mense nie noodwendig verstaan nie, tot mens net vir 'n oomblik stil staan en luister, dan besef jy. En hoe ek het verstaan, is maar net hoe mens kyk na die lewe. Mens kyk op 'n ander manier, jy laat jouself toe om die wêreld te sien, miskien nie deur jou ego se behoeftes, of deur jou ego se oë nie, maar net op 'n ander manier. Miskien is dit die uitnodiging wat God aan ons gerig het, kyk so hierna, in die gemeente, en waarin ek ook is saam met jou, praat jy baie oor stilte. Is stilte, is kontemplasie iets wat ons as ouers kan help? Is dit 'n spiritualiteit wat ons kan help om teenwoordig te wees, eg te wees, eerlik te wees met onsself? Ja, die woord, kontemplasie, kon is met, tempel, en die idee was dat 'n mens saam met God uit die tempel waar hy was, kan kyk na die wêreld. So sien is 'n vreeslike mooi beskrywing, jy weet, vir ouers wat 'n dissipline wat jy moet leer om te kan sien hoe dinge werklik is in jou lewe. So nou, deel van die goed wat jy moet sien, is nie net hoe great jy is nie, jy weet, en jy weet hoe powerful en hoe wonderlik, maar ook, wat is die goed wat jy terughou? Jy weet, hoe lyk die reus? Jy weet, en wie is die reus in jou lewe? Jy weet, want, Lukie, vergeet nou die terme wat ons het, jy weet, oor sonde, en baie mense word offend. Daar is, noem het gebrokenheid, noem het verwonding, noem het wat ook al. As jy dit nie kan sien nie, jy weet, dan kan jy nie die pad loop nie. En vir my is dit een van die grootste gawes wat God ons gee, maar dis nie net, okay, dis hier, ek verstaan het nou, ons dink net, as ons goed verstaan, dan is ons onbeheer, jy weet, dis soms soos 'n manual te lees van 'n helikopter pilot. Nou het jy klaar die boekie gelees, nou glo jy's 'n helikopter pilot. Sure. Jy is nie. Ja. Weet, so, dis deur die ervaring en die leer self, wat jy 'n beter verstaan en 'n beter sien het, en dan, die wêreld is nie soos wat dit daar buitekant, soos wat ons het glo dit is nie. Die wêreld is soos wat jy is. Wow. Wat jy buitekant sien, is nie wat daar is nie, is wie jy is.
En dit is hoekom Jesus, jy weet, soveel klem gelê het op die oog. Jy weet, as die oog reg is die hele liggaam verlig. As jy byvoorbeeld deur 'n break-up gaan en jy loop buitekant, dan sien jy vuil papiere, niks is lekker. As jy die liefde van jou lewe ontmoet, dit sien jy die blommetjies, jy weet, so die cultivation gaan 'n innerlike lewe wat jou help dinge te kan sien, weet, soos wat dit werklik is. En dis hoekom vir my, en wat in al hierdie jare, jy weet, in die laaste, dit is seker nou 13 jaar wat ek lees en probeer verstaan en wat ek my lewe blootgestel het in goed. Een vir my, die groot gemeene deler en wigpunt van enige inisiasie gaan eintlik om iemand te begelei na 'n plek toe van stilte, waar hy self gekonfronteer kan word en waar hy self kan sien wat daar werklik is, waar daar nie meer mense is wat vir hom sê dit of dit, maar dit self ontdek. En die power van dit is, dan het jy jou eie stem. Want baie van ons lewe ander mense se stemme. Jy weet, so dit is 'n goeie vraag, Lukie. So hoe ontwikkel ouers 'n diep lewe van nadenke, van kontemplasie? Want jy weet, ek is amper so bang as 'n ou nou 'n woord gebruik soos kontemplasie of wat ook al, dan is daar weer soveel add-ons en jy weet wat elke maar wat's dit, of jy weet, of ons raak weer so verknog aan die definisie of wat dit nou beteken en wat dit nie beteken nie, dat ons mis die essens, jy weet, van wat dit beteken. En jy som dit baie mooi op, jy weet, is hoe sien ons dit wat ons werklik moet sien? En lookie, daar speel 'n gemeenskap, weet, it takes a village. Hoe help ander mense my sien? Jy weet, want ons sien dit in inisiasies, die grootste power, of op onderskeidingstydperke, is die groep of die sirkel. Want wanneer daar eerlikheid kom, dis wanneer God teenwoordig is. Is nie in hoe reg ons praat oor goed of oor die Bybel. Dis wat ons glo. Dis hoe eerlik ons is, en daai space shift alles wat jy sien en wat werklik daar is. So ons het mense nodig, maar weer eens die regte mense, nie kindertjies nie. Jy weet, lookie, wat vir my amazing was, jy weet, in van hierdie tradisies hier by 13 is sex education, ons nou fisiek belangrik en groot net. Wie het hulle gekry om die kinders te leer? Was die ouderlinge, was die sages. En dan het hulle die kinders in die middel laat sit en al die ouderlinge aan die buitekante om, en dan kon hulle vra, en dan die ouderlinge vertel waar is hulle spyt. Jy weet, dis binne 'n ruimte van 'n communal hub, jy weet, waar dit gebeur. En ongelukkig vandag, alles is geprivatiseer en goed. En al wat jy doen is jy vernou, jy kry tunnelvisie. Maar daar's 'n wonderlike gift in die communal ding. En hoor nou wat ek vir jou sê, vir al klein kinders, leer meer by ouer mense. En nie omdat ouer mense so bright is, maar deur hulle teenwoordigheid en deur hulle kollekte wysheid van die lewe. En nou het ons hulle verwyder uit die samelewing uit. Want baie van hulle is patologiese adolessente en amper verleentheid en breek eintlik meer af as wat daar gebou word. Maar in die antieke tradisies was dit die heroes, nie sportsterre en Hollywoodsterre en jy weet, van dis die kultuur vandag. Lukas nou besig met 'n speech wat hy doen, kom my aan, jy weet, wat die effek van movies is, jy weet, in Amerika, hulle kan vir jou 14 Hollywood sterre noem,
maar hulle ken nie een persoon in die parlement in die Withuis nie. Jy Wow. weet, of partykeer net een. Wow. Dis die verhouding van Ja. wie aanbid ons, wie inspireer ons, wie bepaal ons besluite, wie, jy weet, dis ongelooflik sad. Jy weet, en weer eens, jy weet, hierdie goed gaan jou net worry, as jy werklik dit kan sien vir wat dit is, maar ons moet baie bekommerd wees, jy weet. Ja. Want, Lukie, jy moet seker die vraag vra, na al hierdie jare se evolusie van die brein, en check hoe slim het ons nou al geword. Kyk na die teorieë wat ons het, jy, ons kan nou al amper op Mars gaan bly. Een van die dae vlieg ons karre, jy weet. En dan naas dit kry jy kindertjies wat kinderagtig en as jy dit kan sien, moet jy ontsettend bekommerd wees dat sulke mense met soveel geld wêreldbesluite dikteer en die nuwe admirasie en aanbidding word van miljoene mense. Hoekom? Want hulle latch op die power, hulle latch op die sekuriteit, hulle latch op, jy weet, dit is die verkeerde draers, jy weet, van wat 'n man en 'n vrou werklik is, jy weet, en hulle rol op hierdie aarde. Ja, dit is my altyd so mooi as ek dink aan die teenpole van wat jy nou sê, mag, aanvaarding, sekuriteit, want dit is wat die wêreld laat draai, maar om geloof te hê, om hoop te hê, om liefde te hê, vir ons self, maar ook vir ons kinders, want ek dink dit is so belangrik om daai rol van ouerskap te own en te besef, want dit is wie ek is. Hierdie kinders is hierso en ek het die geloof dat ek hierdie kan doen. Ek het die hoop dat ek hulle op die regte manier grootmaak en die liefde om hulle in 'n omgewing te kan grootmaak waarin hulle weet hulle is geliefd. En dis seker maar waar mens dan wil uitkom. Ek vermoed dit is wil ek amper al sê, die nederige volwasse kant waarby mens seker sal kan uitkom as jy van 'n patologiese adolessente fase in ware volwassenheid kan inbeweeg. Ja, Lukie, dit gewis, jy weet, en ek dink ons teenwoordigheid is dit wat alles verander. Jy weet, in kinders, en ek bedoel, dis 'n bewese feit, jy weet, dat as ouers kan nice wees vir die kinders, maar as daar struggles in die huwelik is, daai niceness werk nie. Hoekom? Want die kind tel die vibes op. Jy weet, so die groter vraag wat ons moet vra as ouers, jy weet, hoe is jy teenwoordig in daai woorde wat jy nou genoem het, met hoop, met liefde, jy weet, met geloof, want daai is die essens van goed wat ons help cope, jy weet, as ons nie geloof het nie, dan moet ons oorhel na sekerheid toe, jy weet, as ons nie hoop het nie, dan moet ons alle grashalmpies wat ons 'n anker gee in sekuriteit of goed met ons, jy weet, nog gryp, en as ons nie ware liefde het nie, dan hel ons oor in erotiese liefde, jy weet, 'n verdraaide, jy weet, magspel van, jy weet, verslawing, van vergryping, van is die afwesigheid van ware liefde. Theo, ek wil net vir jou baie dankie sê vir jou tyd, dat jy kon gesels het op die pot gooi, ja, vir die werk wat jy doen, die impak wat jy gehad het in ons lewens, in my kinders se lewens ook, groot waardering daarvoor. Dankie Lukie, en altyd lekker. Dankie dat jy vandag saam geluister het, ons maak weer so volgende keer. Gaan besoek gerus www.lieweouers.co.za, daar sal jy meer inligting kry oor die mense met wie ek gesels, en onthou asseblief like, subscribe en share, as jy dink hierdie was vir jou van waarde gewees vandag, deel dit asseblief met iemand. Ek dink dit is 'n belangrike onderwerp waar ons gesels het, volwasse ouerskap. Volgende keer sit ons die gesprek voort en ons gaan 'n bietjie loer na praktiese ouerskap.
mens kan dit selfs noem old school ouerskap, maar in 'n geval, dis 'n volgende gesprek. Dankie dat jy hier was, ons maak weer so, totsiens.